Môre julle, welkom by Crosstalk, waar ons die kruis van ons Here neersit in ons lewens. Maandag, week 6, grounded. Elke dag is die uitdaging. Gaan ek toelaat dat die woord van God my rig? Gaan die woord bepaal hoe ek vandag gaan optree? Wat ek gaan doen? Wat ek gaan dink? Hoe ek mense en elke situasie vandag gaan hanteer? Elke dag? En elke dag moet ek kies of ek my aan die woord van God gaan steer. Is die Bybel die een wat sê, of wie sê? Is die Bybel die een konstante in my lewe, wat my leer en wys hoe om te lewe? Of is daar ander stemme wat harder praat? Situasies wat harder skree, my in 'n ander rigting wil invat. Mense wat 'n groter invloed het. Wie is die een wat sê? Jy kan dit elke oggend kies. Want as ek op enigiets anders bou, gaan ek teleurgesteld wees. Mense gaan jou teleurstel. Jou eie verstaan en vermoë is beperk en jy het nie die antwoorde nie. Situasies gaan verander en nie altyd uitwerk soos jy dit graag wil hê nie. En dan bly die vraag, waarop staan jy? Wie is die een wat sê? Is dit God se woord en die beloftes in God se woord? Op Jesus wat die woord is en lewend geword het en by ons kom woon het en vir ons die lig is, of is daar 'n ander pad? As Johannes sy evangelie oor Jesus skryf, dan sê hy, Jesus is die woord, Jesus is die logos. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en niks het sonder hom tot stand gekom nie, in hom was daar lewe. Nou hierdie woord, Griekse woord logos, want dis waar daar staan, Jesus is die logos, die beste verklaring hiervoor is, dit wat die meeste sin maak. So Johannes sê, dit wat die meeste sin maak, is Jesus. In hom is daar lewe. En die lewe is die lig vir die mense. Dit maak die meeste sin om hierdie woord te volg, want hy lewe. Niks en niemand anders kan lewe gee nie. En dis hoekom Paasfees so belangrik is vir ons as gelowiges. Want in Paasfees herdenk ons Jesus wat doodgemaak is. En mense en omstandighede en onsself is die heeltyd besig om Jesus in ons en in ander dood te maak. En dis hoekom dit so powerful is, as eers die vroue en dan die disippels by die graf kom en dis leeg. En as die disippels sukkel om hulle koppe hierom te kry, dan verskyn Jesus aan hulle en hy lewe. Want dit impliseer, net hierdie Jesus maak lewend, kan lewe gee. En soos Johannes sê, dit maak die meeste sin, dis die logos. Die disippels sukkel om te glo, dat Jesus lewe. En Thomas twyfel. En die disippels wil dit nie glo nie. En dis moontlik dat daar soveel lewe in jou al doodgedruk is deur mense en omstandighede, deur keuses wat jy maak, dat jy ook sukkel om te glo in hierdie lewe. Ground jou lewe op Jesus, wat die woord is. Hy is die logos. Dit maak die meeste sin om jou lewe daarop te bou. Vat dit vir die week. Mooi loop.